Willie, dankie vir jou tyd. Ek wil voor ons wegspring net vandag met jou raamwerk skep. So obviously ons fokus nou op die back and closure. Ek dink een van die goeders wat vir my interessant is en jy moet sommer vir my ook sê wat jy weet seker goed wat ons meer kan meer leun is weet soos diefstal. Ek dink nou weer, weet ons praat die hele tyd oor naspeurbaarheid en so aan, maar mense vergeet ook dat diefstal, die feit dat diefstal so lekker is en plaasvind, is jy ook blind. Jy weet nie daai beweging van daai diere. Jy weet so ek wil 'n bietjie ook en dan wil ek sê layman's terms. Jy weet so ek en jy moet layman's terms praat van is ons hier met 'n huisvrou moet stop en sê waaroor gaan hierdie back and closure? Wat mis ons? En baie belangrik, hoe maak ons dit reg? Okay, kom ons begin by die begin. As ek enigszins onsensitief klink, moenie laat ek onsensitief klink nie. Jy moet. Waar ek boer op 2 plekke. Op my een stuk grond het ons back and claw reg rondom ons. Elke liewe lyndraad het back and claw, of hy oos, wes, suid of noord is. Ons karre het dit nog nie. As sekere basiese goed wat ons nie verstaan nie, is hoekom het ons dit nie? Is dit omdat ons diere net nie kliniese tekens toon nie? Of is dit omdat ons 'n bepaalde hoe het wat ons operate, maar dit is 'n modus operandi wat ons volg. Maar al wat ek vir die ou daar buite sê is, ek het dit. Ek droom nie meer daaroor nie. Dit is by my. Die ander plek waar ek boer, is dit ver weg. Dis 100 km plus, dis afstand. Met ander woorde, en die ingesteldheid op al 2 plekke is, die dinamika is totaal anderster tussen hier en daar. En ek sien dit, ek beleef dit, dis die houdings, dis die uitdagings wat die mense het, oor hoe om hierdie siekte te probeer. Kom ons sê dis 'n siekte, maar hoe om hierdie virus daar weg te hou. Aan die een kant. Aan die ander kant is dit die houding van dis daar. Dis nie by my. En ek dink dis heel waarskynlik een van ons grootste uitdagings is waar ons vandag is. Back and claw is niks niets nie. Nou, jy kan hom gaan volg vanaf ons sy bestaan van weet en hoe hy kom, en jy kan gaan navorsing doen en jy gaan kyk in die 60s en in die 70s toe, waar was die back and claw en die back and claw lyne en ons het drade gespan en ons het alles baie mooi gedoen. Maar wat was die mental capacity tot back and claw? Die mental capacity tot back and claw was, dis daar. Het gebeur met ander mense. Dis nie my probleem nie. Dis daar. Ek hoef my nie daarop, ek hoef nie daarop ag te slaan nie. Dis daai mense se probleem. Gaan ons aan, toe kry ons die vark ene in Camperdown, en ons het flippend goeie stadsveeartse, ouens wat op die bol is, ouens wat weet wat aangaan, hulle kiel hom. Nee daar. Maar ons ander hier buitekant, dis daai probleem. Dis nie ons probleem nie. En so kom ons by 2011, ons kry die uitbraak in KwaZulu-Natal. Weer eens, ons weet van hom. Hy's daar, ons kry hom contain, ons druk hom vas, en die res van ons, dis nie ons probleem nie. Dis nie ons probleem nie. Dis ons attitude, dis ons houding. Kom 2019 en ons kry die verspreiding
dan hoe die verspreiding. Kyk, altyd na die heel eerste punt van verspreiding wat gebeur het in 2019. Dis die veiling in Polokwane. Wat die groot spaak gespaak het. Daar was 2 spaaks. Die veiling in Polokwane het 'n groot spaak gemaak. Gaan kyk jy na die veiling van, en ek vat nou 'n lang aanloop om 'n kort antwoord te kom. Kyk jy na die veiling van Polokwane. Daai veiling, so hoeveelheid punte waarheen die diere versprei het van een veiling af was 187 punte. Van een veiling af. Met ander woorde, Ja. voer na jou toe, en is daar, met ander hierdie ding het gewoon ontplof. Sonder dat ons dit besef het. Dit was in 2019. Almal het verskriklik baie vrae gevra oor hoekom moet ons back and forward trace en hoekom moet ons die uitvind en hoekom moet ons dit weet en dis moeilik. Gee die departement van landbou en die veeartse wat daarmee gewerk het, gee hulle credits om daai goed te vat en hierdie spore te volg en te kyk waarheen kon die back and flow gegaan het en hulle het ons daai nog gehad. Toe het ons die wettige onwettige skuif van vee uit die Kiani area uit Potch toe. Waar hierdie ou al sy dokumentasie was wettig om hierdie diere te skuif. Van die staatsveearts tot dit. Wie hy gebraai het, weet ons nie. En of hy iemand gebraai het, weet ons nie. En of ouens net dit eenvoudig gechop op 'n stuk papier geset en daar gaan jy, dit weet ons nie. Maar kyk ons na daai bepaalde geval. En hoe die back and flow van daar af gehardloop het Potch toe en van daar af is hy soos 'n stamp en stoot. Dan sy kwaai en dan sy los en dan sy kwaai en dan sy los. Die sy eerste tye vat hier in 2022-2023 hier die Vrystaat. Die Sparta era met daai en nou het hy is hy so, ons weet nie meer waar eintlik waar is hy en waar is hy nie. Hy het nou so gehardloop, want as hy van 1 punt af na 187 plekke toe kan hardloop, dan kan hy Dis ek was daai multiplication effect. Multiplication, hy snowball. Ja. Ek sê, want ons verstaan nie hierdie snowball effect nie. As jy vat dat die ou wat die skaakspel uitgewerk het. Ek skaak in die oorlogspel, wat die Chinese koning het vir hom gesê, wat kan ek jou betaal vir hierdie, en dan sê ek soek 1 kruiskorrel maal 2 vir 30 dae. En soveel soos vir daai blokkies op die bord is. Elke dag maal 2. Dis tot die mag 64. Daar was nie genoeg na reis in China om die ou te vergoed nie. So, dis wat ons nou mee besig is. Ons is besig om hierdie te multiply by die dag. Hy spring net. Dis daai. Nou kom ons van daar af gaan ons na jou hele ding toe van veediefstal. Ons kyk nou na speurbaarheid en alles wat daarmee saamgaan. Wat die ouens nie wil weet nie, is dat veediefstal afneem. En veediefstal neem met rasse skrede af. Hoekom is dit so, Willie? By die stadium, as jy kyk van 2018 na tot waar ons nou is, en dis hoekom ek dit opbring, want dit is belangrik. 2018 tot waar ons nou is, het veediefstal oor die land heen met 30% afgeneem. Nou ek meet veediefstal konstant op die 4 kwartale van misdaad. Watter kwartaal neem die meeste af? Nou wat interessant is die 2 hoogste kwartale was altyd jou
Julie September kwartaal en dan jou Oktober Desember kwartaal. Dit was jou twee hoogste vlakke. Nou hulle is besig om die vinnigste nou te daal. So ek wil sê as jy 80-20 gaan doen, was dit lengte en Kersfees wil ek al. Ja. Dis daai geval. Die twee wat die minste afneem is dan nou jou Januarie, Maart wat nog altyd die minste was. Dan jou in jou April, Junie deel. Maar die interessantheid is dat in die April, Junie deel het jy geloofsdae. Jy het geloofsdae, jy het geloofstydperke van Julie tot September, jy het geloofstydperke van Oktober tot Desember. Maar jy het nie geloofstydperke van Januarie tot Maart nie. Met ander woorde, dit is nogal interessant is hoe hierdie goed vervleuel. En dan as die Paasnaweek in Maart maand val, dan sy hoër. As die Paasnaweek in April maand val, dan sy hoër in April, Junie maand. So dat die gelowe wel 'n invloed het op hierdie ding is 'n feit. Maar ek kies ek van jou rede as jy nou sê van die gelowe, is dit oor die feesviering? Die feesviering en daar is geld in geloof. Omdat ek glo as ek 'n bok slag, of ek doen dit, of wat ook al. Of die groot trek in Desember maande en familiefeeste en al daai goed. Baie daarmee te doen. So dit neem af. Feesdienste neem af. Maar daar is 'n belangrike ding wat ook in 2020 gebeur het. Dis die hele biosekuriteitsreëls by veiling ingestel is. Nou ek was instrumenteel in die ontwikkeling of in daai hele ding, die hele biosekuriteitsreëls en die hele biosekuriteitsveilings. Want op daai stadium toe maak hulle die veilings toe. En wat is ons waardeketting? Ons waardeketting is besig om dood te loop. Die RPO het op daai stadium gesê, okay, dis fyn dat ons dit toemaak, dat ons back and claw dat ons hom kan probeer stop. Want om die woord van die verswoord te gebruik, die science sê, as ons beweging vir 28 dae kon stop, dan kan ons hierdie goed half beheer. Toe kom maar ons uit die veilingsbedryf uit, wat sê, Elboys, julle is besig om ons dood te maak, julle is besig om die bedryf dood te maak, julle gaan ons kill. En toe was daar twee baie prominente ouens wat met die idee gekom het van biosekuriteitsreëls vir veilings. En hulle het 'n konsep geskryf van biosekuriteitsreëls. Ten einde dat die veilingshuise kan se deur oop. Ja, en laat ons begin met 'n tipe van 'n biosekuriteit, want onthou dit gaan hier back and claw. Ons moet nou hierdie hele ding moet ons nou in toom kry. Maar ons moet ook die waardeketting wat aangaan. Toe doen ons dit. Om altyd erkenning aan ouens te gee wat goed gedoen het. Paul van Vuren van André Kok en Seuns Limpopo en Willem van Jaarsveld. Hulle twee het hierdie basic biosecurity geskryf. Ek het toe gegaan deur uitpak, ek was daai tyd op hulle raad en ons het dit goedgekeur gekry deur die uitpakraad vir die veilings ensovoorts. Ja, daar is wetlike challenges nog steeds rondom daai goed. Ons gaan dit nie deny nie. Maar daai besigheidsreëls het seker goed gedoen. Hy het punt nommer 1 bewustigheid geskep by veilingseienaars dat hulle besighede gaan verloor. Wat weer ons gesê het is, julle moet meer, kom ons gebruik die Engelse woord, diligent wees. Julle moet meer, julle moet julle bedryf oppas. Dit kom terug na jou ding van houding. Julle kan nie sommer net enige bees vat en enige skaap en enige ding verkoop nie. Julle moet daarom so 'n bietjie as jy in 2020 en van daar af kyk na waar ons vandag is. Toe ek verkoop nog steeds veel op veilings.
Jy laai nie 'n bees af as hy nie gebrandmerk is nie. Nou begin ons nou met die gesondheidsdeklarasies en al die goed. Dit is dalk nog 'n bietjie wollerig. Weet, ons kan nog dit papier invul en daar skryf dit wel. Maar vir die stel dit af van jou. Want daar is 'n tipe van 'n treis wat daarmee saamloop. Maar dan oor dit nou het my gevra, kom nie 'n Vedistal af. Iets was een van jou groot redes hoekom Vedistal afneem. Van die kanaal deur die veilings is besig om verstop te raak. Maar hy kan nie net Hy kan deurvloei sonder enige... Hy kan nie nou net meer hier deurvloei nie. Toe het ons verder gegaan en ons het die lidsysteem begin, die lidsysteem, Lids SA het ons ontwikkel oor 7 jaar. Maar dit is 'n staatsstelsel. Lids is deel van dit was 'n gesamentlike inisiatief van die bedryf en die staat. Dit is saamgedoen, die staat het daarvoor betaal. Ons het ons kennis agter die stelsel ingegooi. En nou kom ek die lidstelsel opbring, is die lidstelsel is saam met die staat ontwikkel. Met ander woorde, wie was almal betrokke? Die hele staatsdiens was betrokke. Daar was nie 'n provinsiale staatsveeartskoördineerder wat nie by daai ding betrokke was nie. En ons was 'n klomp by die bedryfheid. En ons het daai stelsel so gemaak dat hy was soos 'n ticking time bomb. Hy kon presies alles doen. Want as 2 doelwitte. Een is eienaar identifikasie en een is die vee-identifikasie. Eienaar identifikasie koppel jou aan 'n GPS-punt, hier, en dan die wetlike vereistes wat daarmee saamgaan. Kom ons in 2023 en die Vrystaat staan stil. Hulle het 'n DMA, hulle moet aan die gang kom. Alle die diere mag nie skuif nie. Dis beperkings en ensovoorts. So ons het hier so met hierdie hele weer eens die blok van die ware ketting. Ons wil die siekte contain, ons wil 28 dae, ons wil al hierdie snaakse goede doen. Kom toe en ons sê, kom ons sit hierdie lidsplatform op die map. Kom ons kry hom van die grond af. Werk al 7 jaar van hom, hy is 99.999% reg. Daar was nog so 'n klein hierdie daar of daar. Ek weet nie of hy vinnig genoeg was nie. Hy was gewees, hy kon 10.000 iets per sekonde vat. So, en hy is ontwikkel, hy lê daar by die wen en op die stadium. Party staatsouens gebruik hom. Nou met die back and claw wat hulle en ek weet nie waar hulle dit gebruik nie. Ek is nie meer daarbey betrokke om dit te sê. Want maak ons een stupid fout. In 2023 en ons sê, ja, ons moet daarom die kommersiële ouens eerste kans gee om by hierdie stelsel in te skakel, dat hulle kommersieel in die gang kan bly. Ons maak een stupid fout. Ons sê, as jy die ouens wat vir BTW geregistreer is, kan vir die eerste 3 weke registreer. Ouens wat nie vir BTW geregistreer is, kan nie. En toe op die goue storie en die conspiracies. Julle werk saam met die staat, julle wil vir hulle ons inligting gee, né? Julle wil hom nie aan taks vertel wat ons besig is. Toch. So, waar 'n massiewe goeie intensie was, is dit deur conspiracy, totaal van die grond, totaal weg. Met ander woorde, daar lê 'n ding, wat in die tyd wat ek daarbey betrokke was, ongeveer 14 miljoen gekos het, en waarvoor die Europese Unie 10 miljoen euro's nog gegee het wat nooit gebruik is nie. Dit lê by tesourie.
niemand het oor daai geld gebruik nie. So ons is nou op die stadium is ons nou in 'n ander lyn. Maar hierdie beweging, hierdie beperking van beweging, al hierdie goed het 'n invloed op diefstal. Nou het jy my nou nog 'n ding gevra, hoekom moet die diefstal afneem? In 2017 het ons die E2E gekry. I2E's projek, waar besigheid en die staat saam begin werk het om misdaad te bekamp. So al die kameras as jy in die platteland lê, of die oorgrote meerderheid van daai kameras, daar is dele waar dit nie is nie, maar die oorgrote dele is deel van I2E's. En I2E's monitor ons baie, hulle kyk wat gaan aan, hulle hou tendense dop, hulle identifiseer voertuie, hulle doen allerlei dinge. En net voor jy hier gestop het, die artikel is nou klaar. Hy is vanoggend fris op te maak het. Ek bedoel, dis 9 maande se navorsing. Is oor hoe hierdie stelsels en die polisie se samewerking vir die stal afkry. Hoe die tegnologie vir die stal afkry. Maar nou is ons, die artikel wat ons nou kyk, hoe die criminal mind en die non-criminal mind hierdie kameras probeer vermy. Toe waar ons voorheen vee gesteel het, en dit het ons met 'n lorry 5 minute gevat om hom van punt A na punt B te skuif. Jaag ons hom nou vir 5 ure aan. Met die voet, ons gaan die kameras. Dieselfde gebeur nou met die werk-en-klou skuiwe. En dan hoor ons jaag eerder goed met die voet aan. Ons skuif hulle nie met voertuie nie. Want hierdie kameras tel die goed op. En agter die scenes is altyd ouens wat hierdie goed oppas. So, ek het nou vir jou 'n lang storie vertel. Jy kan baie van die van uitsny. Ek het nie daar. Nee, dis baie interessant hierdie, want ek wil jy gee nou vir ons 'n blik hier so aan die agterkant wat ek dink die gemiddelde ou nie bewus is van nie. So nou kom ons hier uit. Nou kom ons by ons absolute challenges. Ons heel eerste probleem met naspeurbaarheid is, as jy naspeurbaarheid as individu toepas, of as 'n gemeenskapie, of as 'n provinsie, nie saak wie jy is nie, en die staat is nie betrokke nie, wat diefstal aan betref, beteken dit soveel. 0. Dis 'n bestuurspraktyk. Dit het niks met misdaadvoorkoming uit te waai nie. Want as jy in my lidstelsel is nou nog nie gekoppel nie, so ons moet nie daar gaan nie, maar as jou stelsel in die staat gekoppel is, en polisieman kry jou beestes gesteel, of polisieman skuif, of die verkeerspolisie trek 'n voertuig af en as gesteelde vee of is onwettig geskuiwe, dan kan hy op die staatsstelsel kyk en hy kan sien wat hy so maar meneer Basson het magtiging om vee te skuif van punt A na punt B ensovoorts en dis fyn. Maar op hierdie stadium is dit net op jou put sonder water programmetjie wat die polisieman geen toegang tot het nie. So dit hierdie goed beteken nie veel meer. So alles wat jy ontwikkel en die staat is nie betrokke nie. Is in isolasie, dis isolasiemeganismes, dis bestuursmeganismes, dit het. En dit werk in jou area. Ja, dit het niks met kontrole en beheer op 'n einde van die dag uit te waai nie, want die goed is nie gelink aan mekaar nie. Ja. So, ek is betrokke en ek is soos die RMI is wat die traceability ding begin het. Deelwoordelik kan dit maar
Bats of nie Bats nie, maar ek dink ek is heel eerste op geregistreer, want ek glo daaraan om hierdie goed, totdat dit launch, toe ek daar binne sekondes. Omdat jy die staat en die privaat sektor kombinasie. Ja, omdat ek hierdie goed sien en ek werk en ek wil dit graag sien werk. En ons kom by Back and Claw. Die enigste manier hoe ons Back and Claw gaan verander of gaan onderweer kry, buite die vaccines en al die goed is, moet ons attitude verander. Back and Claw is nie daar nie. Dit is nie net daai ou se probleem nie. Dit is ons almal se probleem. En ou het gaan kyk na ons julle houding. Dalk moet ons die lesse van COVID, wat COVID ons geleer het, moet ons dalk weer 'n keer maar 'n bietjie aanleer. Klink absurd. Want dit is teen ons kultuur, dit is teen ons mense. Maar hoekom moet jy altyd ou met die hand groet? Was hy nou by sy beeste? Waar was hy? Voor hy hier weer gekom het. Dus hoe versprei ons hierdie siekte? Ek is 'n groot propageerder daarvan. Die FIO van die United Nations het gratis kursusse op die internet wat jy kan doen hoe om Back and Claw te probeer voorkom en te vermy. As hoe trek jy jou klere aan, hoe trek jy jou klere aan, hoe trek jy jou skoene aan, hoe trek jy nie jou skoene aan, hoe spuit jy hier, hoe spuit jy daar. So lekker kursusse wat jy kan doen, so 2 ure basics goede wat jy lees en te kere gaan en jy kry nog 'n sertifikaat as jy klaar is as jy om pas, jy vra jou klompie vrae. Hoekom wil ons boere nie sulke goed doen nie? As hy daar langs die land sit en hy pas die trekker op omdat hy met op en af ry of wat hy kan net 5 minute niks om te doen nie. Hoekom doen hy nie bietjie hierdie goed nie? Moet ons houding verander. Ons kan die beste stelsels hê waar is. Maar is daai deel van daai houding net 'n beter weterigheid? Wat is dit? Is dit 'n naïwiteit? Ek dink eerder is egos. So ek hoef nie, ek is slim genoeg. Ek weet hoe dit werk. Ek weet hoe hierdie ding werk. En daar's 'n gesegde, every we has got a they, every they has got a we. Before we're not all we're not going to make a difference. Ons is altyd met 'n ons, julle besig. Ons, hulle, ons is hulle is hulle, ons, so vice versa. En solank ons met daai houding gaan te kere gaan ons hierdie ding niks maak nie. Dit moet ons probleem word. Vir my wat ek is besig met flip en baie goed, maar wat baie aandag gee in die media is hoeveel aandag gee die Engelse media aan Back and Claw? Jy kan op die stadium netwerk 24 na goed, dan kan jy lees en elke dag gaan jy 'n berig of 2 kry oor Back and Claw in die Afrikaanse media. As jy gaan kyk na die Engelse media, is jy baie gelukkig op die stadium as jy hom kry so eenmal in 7 dae, eenmal in 8 dae, 'n berig oor Back and Claw. It's not
it's not part of our Ja, as jy 'n mainstream amazings, dit amaze ons nie. Ek het nou laas jaar Junie, ja, laas jaar Oktober artikel geskryf. Is nou gepubliseer in Januarie oor die media in Vredesdal en plaasmoorde. Soveel aandag aan Vredesdal gegee word en veel aandag aan plaasmoorde gegee word. En 'n vergelyking gedoen. Dis amazing. Ek bedoel hierdie die laaste statistiek wat ek gehad het vir laas jaar was 12 gevalle wat ongeveer 6000 mediaberigte geontlont het teenoor 24.000 Vredesdal gevalle wat nie eers 1000 mediaberigte kon tot gevolg hê nie. En as ek dit vergelyk tussen provinsies hoog, laag, maar dit gaan nou oor is ons houding reg kry. Ons moet ons nie in hulle verander nie. En is nou 'n kontroversiële vraag dalk of nie? Is die ons, is daar die of hulle? Wil ek sê, is dit weer is dit 'n kleurde? Is dit 'n staat daar's die boere, hulle is hulle probleem. Ons as die opkomende boer of ons is die regering, ons is die departement whatever. Dis nie ons probleem nie. Is dit hoekom met daai Engelse komponent? Ek dink ou moet baie mooi gaan kyk na die ons komponent en hoe 'n mens met hierdie goed omgaan. Ek dink 'n boek wat vir my baie was Jacques Pauw's President's Keepers, wat vir my 'n tipe van 'n perspektief gegee het, want hy het 'n bepaalde hoofstuk van ouens in die polisie wat spesifiek daarop uit is om goed nie te maak werk nie. Ek bedoel, dis hulle lewensmissie. Hy's in 'n bepaalde posisie, maar sy enigste missie is om goed nie te laat werk nie. En op hierdie stadium is my vraag, ek is nou 2 jaar glad nie betrokke by georganiseerde landbou of by enigiets binne in goed georganiseerde landbou. Ek staan buite, dit is baie lekker en ek kyk van buite af binne toe. En nou begin ek die vraag vir myself vra. Wie is die mense daar binne met die eksplisiete doelwit om goed nie te maak werk nie? Nou kyk 'n bietjie met 'n ander oog na die goed. En ek is 'n voorbeeld Design Biologics wat reg was met 'n enstof blokkie proses. Byvoorbeeld nou. Jy gaan nou 'n gesprek van 2 ure onderhou. Ek dink nie dit is vir my waaroor dit gaan nie. Ons kan baie praat oor die handel en die bedryf en privaat en wat ook al. Maar as ons kyk na Back and Clow, kyk ons na 'n ander dinamika. Weer siektes. Ek het gister ek gaan vanoggend, ek sal nou weer as 'n vrou in Johannesburg, met die naam van Beandre Joubert, wat nou kursusse wil aanbied oor internasionale handel, die reëls van die WHO, al daai klas van goed. En omdat ek in my tyd baie met hierdie reëls te doen gehad het en hoe die WHO oorwerk en die SPSS ooreenkomste en al die wetgewing en die SADC ooreenkomste, en al hierdie gemors wat daarmee saamgaan, die redtyd, die slip en ek het relatief begrip vir oor sekere goed en ek kan dit verstaan en ek raak nie opstandig daaroor nie en ek kan sien dat die ou nie met daai ou kan handel dryf nie en die ou nie met daai ou kan dit doen nie. Dis alright. Ek dink meer my geval is waar ek sê om dit nie te maak werk nie. Ek het 'n spesifieke voorbeeld en wil ek tot 'n media verklaring oor wat Toko de Disa vir amptenare
in die departement van landbou opdrag gee om binne die volgende 4 weke te implementeer. Dit was opdragte in 'n vergadering. Ja. Ons het 4 weke daarna, toe vra ons in 'n mediaverklaring, wat het julle gedoen aan die minister So opdrag. se opdragte? Ons was gesammens die Harvest gebou toe in Hamiltonstraat, wat jy ook weet waar dit is. Om geroskam te word. Maar waar is julle plek? Wie is julle? Om ons te vertel en nie. Wel, een van die goed was, om onmiddellik aan te gee in die wetgewing, wat oorplaatjies verbied. En die wet op veridentifikasie verbied 'n oorplaatjie. Doen hy? Ja. Ek dacht hy is die en ander. Nee, 'n oorplaatjie is nie 'n identifikasiemiddel nie. Hy word eksplisiet by definisie verbied. Maar jy kan hom gebruik as 'n bestuursmiddel, Verstaan. maar dis nie 'n identifikasiemiddel nie. Jou amptenare is opdrag gegee. Julle moet aandag gee in hierdie wet. Julle moet tot waar ek en jy vandag sit, dan een woordjie daaroor skryf. Ja. Beklei oor back and claw. Ons probeer back and claw beklei met 'n wet wat in 84 geskryf is en deur John Foster onderteken is. Ja. Besig met eindstowwe. Ons is besig om in 'n argaïese wet 'n 2025 ding te probeer bestuur is onmoontlik. In 2002 het ons 'n nuwe dieresiekteswet, dieregesondheidswet geskryf. Wet 7 van 2002. Hy is geskryf, hy is geteken deur Thabo Mbeki. Die enigste ding is, hy is nooit in werking gestel nie. Daai ou klein briefie, al wat daar staan in daai staatskoerant is, hereby I declare this and this act promulgated, punt. Dis een sinnetjie. Dis van 2002 tot ons vandag is nog nooit gedoen nie. Hoekom nie? Omdat die departement van landbou nog nooit die regulasies vir daai wet geskryf het nie. Want 'n wet sê vir jou wat en 'n regulasie sê vir jou hoe. Die twee loop hand aan hand. Jy kan nie, een kan nie sonder Nou is hulle nie lus nie, of weet hulle nie hoe nie. Of beide. Kom terug. Nou, my argument toe, daar's ouens daar binne, Wat aspres, daai, wat daai ding hulle hou hom, terug. Want wet 84 is 'n gesentraliseerde wet. Hy's central, it's all centralized within the minister, within the director of animal health. Waar die wet 7 van 2002 is 'n gedesentraliseerde wet, wat alle gesag afwentel. So hy is teen die houding. En op die stadium is alles gesetel binne die direkteur van Animal Health. Dis 'n nasionale pos. Dis 'n direkteur, luister mooi wat ek gesê, dis 'n direkteur van Animal Health. Al die provinsiale ouens is senior directors. Hoekom gaan 'n senior director of Animal Health in 'n provinsie luister vir 'n nasionale direkteur? So jy is hier besig om met egos te speel. koning van die mishoop. Hoe vinniger ons houdings verander teenoor al die goed, hoe vinniger gaan ons 'n oplossing kry. En wat ek nou sê, het ek al, ek dink heel eerste maal gesê in 2013, toe ek navorsing gedoen het oor die invoere van Namibia af. En die fisio-sanitêre maatreëls wat daarmee saamgegaan het en die
impak daarvan op Suid-Afrika en sê ek hoor die so boys. Hierdie wette gaan vir ons help eendag. En hulle doen dit nou. Want hoe kry jy dit reg om die beheer van 'n siekte in een mens te setel? Dis in die minister of in die direkteur. Maar onthou, tussen die minister en die direkteur is daar 3 ander ouens. Daar's 'n hoofdirekteur, daar's 'n adjunkdirekteur-generaal en direkteur-generaal en die minister. Daar's nie 'n direkte lyn tussen hierdie mense nie. In 84 was daar. Dan is daar nie meer direkte lyn nie. So visieblokkasie. In hierdie dan en ek dink nie dieresiektes is van so 'n aard dat jy kan dit nie vir een ou as 'n verantwoordelikheid maak nie. In 84 het dit gewerk. Werk nie nou meer nie. So kom ek vir jou, is dalk nou 'n moeilike vraag, dalk nie. As ons kyk na georganiseerde landbou, as ons kyk nou juist na veediefstal, as ek kyk byvoorbeeld nou, as 'n geval is studie wat Vrystaat Landbou nou gedoen het met die veediefstal, ek wil sê die toets wat hulle suksesvol wat hulle nou hande vat met die privaat sektor, sekuriteit, kom vat die polisieman se hande, leer hulle hoe eintlik hoe veediefstal werk, vat die landros, leer die landros hoe om 'n veedief effektief te, jy weet, die saak deur te sien en die ou in die tronk te kry. So as georganiseerde landbou proaktief moes gaan handvat. So my vraag is dit nie, as ons weet wat ons weet. Ons weet die regering, as ek weet, sarkasties nou kan sê, kan nie 'n bottel regmaak nie. Nou hoe moet hulle nou sekere groot big ticket items uitsorteer soos hierdie? Moes georganiseerde landbou nie al lankal net proaktief gaan aanvat en sê, luister ouens, ons stuur op 'n ramp af. Ons job is hier om seker te maak, ons verteenwoordig ons boere, ons sien hier kom sports, soos met veediefstal, kom ons help hierdie probleem oplos. Dis nie dat hulle dit nie weet nie. Dis nie dat hulle dit nie weet nie. Ek sê as die was vir die georganiseerde landbou, ek het daar gesit, as het vir hulle, as ek het vir nie die DG nie, een van sy onderdanig gesê, hier sit ek sal my tyd vir jou gee, verniet, net om te help, om die diere identifikasiewet oor en reg te skryf. Ons het nie jou hulp nodig. So. Ons het die veediefstalwet oorgeskryf. Nie oorgeskryf nie. Het hom opgedateer. As baie ons betrokke, maar ses baie prominente ouens, 3 in die polisie, myself, ouens by iPod wat met die wetgewing werk en die polisie na die Manhattan Hotel gesit. Die goed uitgesorteer. Hulle is klaar in 2021. Bert van der Walt is op pensioen laas jaar, maart maand. Daai weet het nie gemove nie. En ons probeer, iets van 2012 af probeer om te verander. Ja. Hier is julle, ek dink, die ouens in georganiseerde landbou is heeltyd daar om vir die ouens te sê, hier is ons wil julle help. Ons sal dit vir julle doen. Ons sal dit vir julle verniet doen. Hoef ons nie te vergoed daarvoor nie. En as ek het nie kan doen nie, gaan ons vir
Christian kry om dit te doen, of ons van daai ou kry. Maar ons het ouens wat dit vir julle kan doen. Maar sê dan ja, is nie hulp nodig. As 'n proses. Die grondwet sê in artikel 76 hoe wetgewing moet deurgewerk word en wanneer moet ons insette kry en wanneer moet ons nie insette kry nie en wanneer moet ons dit en wanneer moet ons dat. Ja, so dit maak nie saak of jy dit op 'n skinkbord die oplossing op 'n skinkbord verniet kry nie. Hoe julle besig met van julle besig hou, ons besig hou. Ja. Die goed is daar. Kan mens wetgewing gebruik soos wat nou met Steenhuisen, jy weet, so 'n hele paar manne wat onpopulêr was, om ek wou hy's letterlik aan die strot gegryp, wettiglik, nê, ek sê nou reguit om sy dinge in raad te kry. Is dit nie die volgende stap om daai direkteur wat daar sit en wie weet wat doen ons om die prokureurs nou maar te in te stuur? Hulle weet ons is daar. Hulle ken ons. Ek bedoel, dis nie rocket science nie. Dis 'n telefoonoproep. Ek soek jou hulp. Ek bedoel, as jy kyk na ou soos John Steenhuisen, ja, ek is besig om 'n artikel te skryf tussen die verskillende hantering van back and closure tussen Toko Dadisa en John Steenhuisen. Daar is 'n bepaalde dinamika in die verskil hoe hierdie twee goede gerelateer is of hanteer is. As jy kyk na hoe, en dit kom bring ou terug na wat ons nou gesê het oor die ons en hulle en al hierdie klas van goede is. Hoe het ons vir Toko Dadisa hanteer toe sy die minister van Landbou is en back and closure het uitgebrei? Ons is die kommersiële sektor. Moet ons hanteer. Ons het hier geskree all over. Ons het so geskree dat ons nie gehoor word nie. Nou sit Steenhuisen daar. Maar hy moes nou nie met deel van hulle nie. Hy moes nou deel van ons. So nou crucify ons hom. Maar al twee operate binne spesifieke spelreëls. Die wet het nie verander nie. Die law is nog presies dieselfde. Maar ons het 'n geneigtheid om die law te maak soos dit ons pas. Jy weet ons wil hom, dit weet, ewe skielik pas daai law van 84 ons nou nie meer nie. So ons wil hom vandag verander. Hy moet nou verander. Maar ons kon verander het ons hom net gelos waar hy is. Want het ons nie geplan nie, dit was hulle probleem. Was nie ons probleem. Ek sê altyd is, terwyl ons rugby kyk, my speel, toe ek 5 jaar oud was, en ek rugby in die tuin gespeel het saam met my chomme, het ons die reëls verander soos het ons gepas het die hele tyd, jy weet, want die ou is groter as daai ou en daai ou is kleiner, so hier's 5 ouens aan 'n kant en daar's 2 ouens aan 'n kant en daai. Maar as die Bokke teen die All Blacks speel, dan verander ons nie die reëls nie. Dis die game. En hierdie, dis die game. Dis die reëls waar volgens ons speel. Hulle is nog nie verander nie. So speel maar tussen nie. Dis speel maar tussen nie wat lyne. En dit is baie lekkerder om van buite af vir die ouens te skreeu om die game te speel, as om die game self te speel. Wel, dit is fascinerend hierdie. Ek wil hierdie saamvat, dit gesels so lekker. Wat, dit is 'n belangrike aanslag. Ek dink soms ouens wil nie hierdie hoor nie. Dit is te eenvoudig, jy weet. Hulle versus ons. Ja, soms is dit
so kragtig en so eenvoudig. Hoe sien jy die dinge uitspeel? Hoe lyk 20, ek wil sê 2026? Ek dink, as ek op hierdie stadium dit sien, is ons besig om geforseer te word, om saam te werk. Soos 'n goeie ding, it's a blessing in disguise. Absoluut. Is ons gaan geforseer word om saam te werk. Want alleen gaan ons dit nie maak nie. Ons gaan geforseer word. Jy gaan ek boer op hierdie stadium nou al vir 41 jaar. Ek het nog nooit 'n staatsveearts op my plaas gesien nie. Maar ek het notas gekry, hulle is op pad. So, want ek word ook nou deel van die hulle. Daai ouens wat die back and claw is om ons. Hy is by ons. Dis nie daar nie. Ja. Ewe skielik word ek ook nou deel van hierdie pakkie. Die staatsveearts by ons wil weet dat hoeveel kan ek nie. So, ja, ek is baie opgewonde, die vaksines het nou ingekom Sondag, is nou baie en ja, ek sien my provinsie gaan ook daarom 'n bietjie kry. En as ek op die kaart kyk, is ons in my spesifieke omgewing het ons 6 positiewe gevalle en is geïdentifiseer is daar. So ek glo, ons gaan heel waarskynlik vir eers van die ouens wees wat geënt gaan word. Van die heel in die begin. So, ja, thanks, ek is deel van hulle. Ons het vir die staatsveearts gesê, ons dink nie, jy het die kapasiteit om alles te spuit nie. So ons gaan mekaar help. Ons sal kyk en ons sal bepaalde goed doen. Van die uitdagings wat ons het, is dat volgens veeartse en privaat veeartse en ouens wat se name baie prominent in die media is, en wat ook al, gaan jy nie sommer net 'n naald kan indruk in spuiters wat ons gewoond is met ander instowwe nie, om te bepaalde ritueel volg ensovoorts. So ons kort ook 'n bietjie opleiding hier en daar. Maar ek dink ons gaan hom wen. En dalk die siekte gaan nog daar wees, dat ek al opgehelp boer. So, En hopelik is daar 'n nuwe ons vorentoe. ek hoop so. Geen hulle nie, net ons. Ja, jy moet onthou, dis ons aan hierdie kant en die bure aan daai kant. So dit is ook maar altyd, maar ek dink ons moet net vir 'n slag ons begin word. Willie, dankie. Dis 'n baie lekker vars aanslag hierso. Ek hou daarvan. Dit is 'n hele fallback op 'n ander way. Ek wil sê is nooit net een ding nie, nee. Dit is nooit net een ding. Dit klink so. Ja, soos vir dit is Of sal ek sê, is 2 of 3 goed. Ja, maar dit is nie net nie. Ek het bijvoorbeeld in die afgelope tyd verskriklik baie navorsing gedoen. Juist oor Veristal. En oor die hantering van Veristal, samewerking, het klomp goed. Ek het verdeel op na die dag 'n verslag gegee van 'n hele flip van 110 bladsye daarby oor Veristal daar sê. Maar kan my weer wel. Wat hulle daarmee gaan doen, weet ek nie. Ek het laas jaar vir hulle, in 2003 het ek vir hulle hele ding gegee oor 'n werkingstelling van biosekuriteits. Ek sien dat die naam nou verander en dan moet nou iets anders daar. Het oorspronklik vir my gesê biosecurity marshals en toe sê dit later vir my nee, dit klink te veel na die sheriffs. Moet nie dit doen nie, ons moet dit los.
Ek sien dat hulle nou 'n ander naam gegee, maar 'n hele projekplan geskryf vir biosekuriteit. Hoe om te manage en hoe om te polisieer binne die huidige stelreëls. Belangrik. Nee, wishful thinking wil ek sê. Binne wet 35 van 84 se parameters, maar ek het gaan seker maak dat daai parameters staan ook in die nuwe wet. Ek het mooi baie goed gedoen, maar weet wat is heel lekkerste is, ek sit hier bo op die wild, ek sit op die plaas en niemand weet waarmee ek bezig. Want jy staan buite. Ek staan buite, dit is baie lekker. Kyk wat die ouens doen. Dit is vir my amazing. Ek het baie respek vir baie van die ouens. Toe ek dink ouens is die al slaap nie op die stadium nie. Maar Ze lig in die tunnel. Ja, ze lig in die tunnel daarvoor. Gelukkig praat ek nog met die ouens. Waardeer jou tyd. Dis 'n groot plesier. Baie dankie.